Goeiemôre gemeente. As julle bly om in die huis van die Here te wees. Amen. Op hierdie wintersoggend nog. Ek sien die winterys nog sy tol en saam met die skoolvakansie, maar ons is dankbaar vir elkeen wat vanoggend in die huis van die Here is. Amen. Ek dink is die beste plek om te wees. Ons is hier om God se aangesig te soek, hom te beleef, hom te ervaar. Dis hoekom ons vanoggend hier is. Ek wil gou sien, is iemand wat vanoggend vir die eerste keer hier is? Albe in vir die diens, okay. Baie welkom by ons. Julle is al deel van die familie, maar mag Here julle bless. Anthony en jy en jou dogter, baie welkom vanoggend. Bid die Here julle sal seën en dankie dat julle die tyd opoffer om vanoggend saam te wees en ook aan elkeen. Ek het in my hart 'n verwagting. Daar's in my hart vanoggend 'n opgewondenheid oor dit wat God vanoggend wil doen en ek wil hê met jou hart vanoggend oopmaak dit wat God in jou lewe vanoggend wil doen. Want die Here het 'n afspraak met elkeen. Nou eerste wil ek net verskoning maak vir Pastor Henry vanoggend. Hy bedien by Lewende Waters. Ook is dit sy verjaarsdag in die week wat kom, so ek weet hulle beplan vir hom iets daar by Lewende Waters op oggend, so hy en sy familie is nie vanoggend saam met ons nie, so hy vra dat ek net vir hom vanoggend verskoning maak. Dan tweedens wil ons vir Tini sê baie dankie vir die Bybels wat hy beskikbaar gestel het. Nou hy het 'n klomp Bybels beskikbaar gestel wat daarvoor is daar by die toonbank. En as jy van iemand weet wat 'n Bybel nodig het of wat nie 'n Bybel het nie of jy wil graag iemand 'n Bybel gee, kom praat met my en Tini na die tyd en dan kan ons julle 'n Bybel gee, dan kan ons dit in iemand se lewe saai of gee. Om die woord van die Here bring lewe, bring vryheid en bring krag. En ek dink weet jy wat, as jy van iemand weet wat 'n behoefte het wat nie 'n Bybel het nie, kom praat met ons en dan kan ons dit gee vir iemand wat dit nodig het. Dan ook herinner ek aan vanaand se opleiding wat nog steeds aangaan soos normaal en ons wil elkeen uitnodig om deel te wees. As jy wil groei in die Here, kom vanaand en kom wees deel van die proses wat ons het met ons disipelmaking proses. Ek dink dis omtrent al die afkondigings. Ek weet nie of ek enigiets anders mis nie, maar ek wil hê jy moet jou offerhande in jou hand vanoggend vat en ons gaan saam bid vanoggend dat dit wat jy vir die werk van die Here gaan gee, dat die Here dit sal seën. Ons sê baie keer tiende en ons praat oor tiende gee, maar een ding besef ek vanoggend. Alles wat ons het, behoort eintlik aan God. Alhoewel ons praat weet ons moet 'n tiende uitgee, maar alles wat u en ek het, behoort aan God. En vanoggend gaan ons die offer in die hand vat en ons gaan net saam bid en dan gaan ons die Here se naam groot maak. En ek wil hê in die aanbidding, vergeet van alles, vergeet van die omstandighede, vergeet van dit wat jou aandag kan aftrek en laat ons fokus vanoggend wees op een ding, om God te aanbid, God te loof, God te soek. Want in sy teenwoordigheid is daar vrede, daar's krag. Dis hoekom ons hier is. Ek wil kom ons lê die oë vat dit wat jy vanoggend wil gee vir die werk van die Here in jou hand. En as ons eerste lied gaan staan terwyl ons opsing, dan kan jy net jou offerhande hierso kom ingooi. Kom ons lê die oë en bid ons saam. Hemelse Vader, ek is so bewus vanoggend van die teenwoordigheid in ons midde. Ek is so bewus, Here, dat U vanoggend 'n groot werk wil doen in elke hart en in elke lewe. En vir 'n oomblik, Here, wil ons stil word. Ons wil ons gedagtes op U rig. Ek wil vanoggend elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van Christus. Ek wil bid, Here, dat U sal kom deur die kragwerking van U Gees, dat U sal kom woon onder die lofsange van U volk vanoggend, Here. Here, ek wil bid dat ons vanoggend sal vergeet van alles, Here, maar dat ons een doel voor ons het, en dit is om in die troonkamer in te beweeg en om ontmoeting met U te hê wat ons lewe radikaal sal verander. My gebed is vanoggend dat geen een vanoggend dieselfde sal uitstap as wat hulle ingekom het, Here, maar dat hulle U sal ontmoet, U sal ervaar, U sal beleef, U sal sien. Dankie, Here, vir elkeen wat vanoggend gee. My gebed is dat U die vensters van die hemel sal oopmaak en dat U elkeen sal seën. Maar miskien is hier vanoggend iemand wat nie het om te gee nie, dan bid ek, Here, dat U vir hulle U woord U gee saad aan die saaier. U vir hulle sal voorsien dat hulle sal kom getuig van U goedheid, van U genade en van U heerlikheid. En ons loof U en ons prys U daarvoor in Jesus se naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan opstaan en dan gaan ons saam in die naam van die Here. China from time to time. And Jy kan net 'n oomblik we sit. train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province. They rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me?
They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, a little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out, but obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize the chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. Oh, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, when you guys can gather like this whenever you want to in America, we can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, well, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Sit sommer te dink. Toe ek hierdie video so kyk, toe besef ek, weet jy wat, en ek het, ons het eintlik, daar was 'n gesprek in die week terwyl ek in die verkeer is op Impact Radio. En die omroeper begin 'n vraag vra en hy stuur dit uit en hy vra, hoekom lees ons? Of hoekom lees jy jou Bybel? Hoekom lees ons die Bybel? Hoekom lees jy jou Bybel? En daar het verskillende antwoorde van verskillende mense terugkom vir motivering, om te cope, om 'n deurbraak te kry, om van God te hoor. En ek dink nie daar's noodwendig 'n verkeerde antwoord en dit wat die mense gesê het nie, want ek meen ons almal lees die Bybel vir verskillende redes en ons almal lees dit omdat ons wil weet van God hoor, glo ek. En die omroeper vat dit toe saam en die kruks van die saak is, en ek dink hy het dit mooi saamgevat in hierdie opsig. Ons lees die woord van die Here vir een rede, om God se hart te ken. Dis baie motiverings, is baie dinge, maar eintlik is die woord van die Here vir een ding, om God se hart te ken. Om te weet wie God is en om dit toe te pas in jou lewe en om 'n verskil te maak in jou lewe. Dis eintlik waar dit gaan. As jy die Engelse woord Bible vat en jy vat die akroniem en jy sê dan is dit basic instruction before leaving earth. Basic instruction, met ander woorde, hoe lewe ons lewe
om werklik waar God te verheerlik en om God se droom vir ons lewe te verstaan, is dit opgeteken in sy woord. En die woord van die Here is eintlik maar soos 'n resepteboek. Enige resep hang af van hoe noukeurig jy die instruksies volg, is dit nie so nie. As ek nie die instruksies volg nie, of ek haal goed uit of ek sit goed by, gaan daai produk nie noodwendig uitkom soos wat dit moet nie. En partykeer om goed by te sit is dalk erger as om goed weg te laat. En partykeer God se woord is 'n raamwerk waarbinne ons een ek moet leef. En ons het die keuse om in daai raamwerk te leef en van ons lewe sukses te maak. En omdat ons dit baie keer dalk nie doen nie of dit nie toepas in ons lewe nie, is dit dalk vir ons 'n probleem. En toe ek hierdie lees, toe besef ek, niemand is bekommerd oor water nie, maar laat hulle die water afsny, dan soek almal skielik water. Wat as hulle vandag in Suid-Afrika sê, ons bring 'n wet en ons vat die Bybel weg. Niemand mag Bybel lees, ons mag nie so by mekaar kom nie. Dan gaan almal skree en almal gaan op en afspring en sê, help, maar toe ons dit gehad het, het ons dit nie waardeer nie. Dis my scary. Dis my baie scary toe ek hierdie video leef en besef, weet jy wat, waar staan ons in ons verhouding met God? Het ons genoeg woord in ons dat die Bybel wegvat? As jy vandag die Bybel sou wegvat, het jy genoeg woord binne in jou om te kan staan, te weet wie God is. Daai vrou kan die hele hoofstuk recite, want sy het net een, want dis al wat sy gehad het. Dis hoekom die Bybel sê dat die woord van God ryklik in jou hart woon. Dit het my gechallenge, weet jy wat, ek hierdie video kyk en bietjie deur hierdie week werk, oor waar staan ek ten opsigte van wat is in my hart en wat is in my lewe. En ek wil vra, voordat ons die woord gaan bedien, kom ons sluit die oë, en dan die Here sy woord vanoggend tot elke hart, tot elke lewe sal seën. Hemelse Vader, dis 'n voorreg om vanoggend in U diens te kan staan. En ek wil vanoggend bid dat mense U sal sien, U sal beleef, U sal ervaar. Here, dit gaan nie vanoggend oor 'n mens nie, en ek wil bid dat geen mens verheerlik sal word nie, dat mense U sal sien. Ek wil bid dat die woord nie sal leerig terugkeer nie, maar dit sal dien die doel waarvoor U dit gestuur het. U woord bring genesing, U woord bring vrymaking, U woord, Here, bring verlossing. En in U woord is daar krag. En ek bid vanoggend vir geopende harte. Ek bid, Here, dat U woord wat saad is, dat dit op goeie grond sal val, dat dit sal vrug dra in elke hart en in elke lewe, Vader. Here, dankie reg nou dat ek elke gedagte kan vang in tot gehoorsaamheid van Christus en dat ons sal weet, Vader, dat U in beheer is van ons lewens en ons loof U en ons prys U daarvoor. In Jesus se naam alleen. Amen en amen. As jy jou Bybel het, kan jy saam met my blaai en ons gaan lees uit Jesaja 43 vanaf ons gaan vers 19 lees en die tema vanoggend sal wees: hoe berei ek myself voor vir 'n deurbraak? Hoe berei ek myself voor vir 'n deurbraak of 'n wonderwerk in my lewe? En Jesaja 43 vers 19 sê die volgende: kyk, ek gaan iets nuuts doen, nou sal dit uitspruit en julle sal dit nie bemerk nie. God bring deurbraak en wonderwerke, maar die Bybel wys dat hy sy kinders dikwels voorberei voordat hy hulle bevry, bevorder of seën. Baie mense wil baie keer die blessings van die woord hê, hulle wil die seëning hê. Maar baie keer reg voor die belofte en voordat die seën kom, is daar eers 'n kondisie wat in vervulling moet kom voordat ons in besit kan neem die beloftes van God. Daar's 'n belofte, maar daar's 'n voorwaarde. En God berei ons baie keer eers voor om in besit te neem die seën voordat en in ons lewe is dit belangrik om op 'n plek te kom dat ons eers kyk, hoe berei ek myself voor vir 'n deurbraak, vir dit wat God in my lewe wil doen. Voorbereiding verdien nie God se genade nie, maar dit help ons om gereed te wees vir wat hy wil doen. Ek wil u vanoggend vra, wie van u verlang vanoggend na 'n wonderwerk in een of ander area van jou lewe? Ek dink almal van ons. Daar's een of ander area in my en u lewe waarvoor ons God vanoggend vertrou vir 'n deurbraak of vir 'n wonderwerk. Dalk bid jy vanoggend vir jou finansies. Dalk gaan dit vanoggend oor gesondheid. Dalk is dit vir jou familie, dalk is dit vir jou bediening. Maar in een of ander area in my en u lewe het ons vanoggend dalk 'n deurbraak nodig. En hoe berei ek myself voor? God berei altyd sy mense voordat hy hulle verhoog. Reg deur die Bybel is dit 'n beginsel in God se woord
voordat hy jou verhoog, voordat hy jou vat na die belofte toe, is daar eers 'n periode van voorbereiding. En ek gaan jou net 'n paar voorbeelde gee. Noag moes die ark bou. God gee vir Noag opdrag en hy sê vir hom, bou 'n ark. Maar hy moet hom bou, en hoe lank het hy die ark gebou? Tussen 100 en 120 jaar. Volgens die studies wat daar gemaak is, het Noag, God sê, ek bou 'n ark, ek gaan die aarde verwoes, jy moet 'n skip bou, vir iets wat jy nog nooit gesien het nie, want tot en met die ark gebou en klaar was, het dit nog nooit op die aarde gereën nie. So hy bou iets wat hy nog nie eens gesien het nie, maar hy moes voorberei, en hy moes dit doen, en hy moes gehoorsaam wees, en getrou wees, en almal het hom gespot, en gesê, Noag, is jy seker? Hy was 'n prediker van geregtigheid en hy het die mense gewaarsku oor ongeregtigheid, want hy het vir hulle gesê, God gaan die aarde verwoes, en vir 100 jaar tot 120 jaar was hy getrou geweest en homself voorberei om verlos te word vir dit wat God in sy lewe wil doen. Hy moes homself voorberei, 120, ek was geskok toe ek besef, is nog 'n lang tydperk, né? Ons sukkel om te wag 'n dag vandag, alles is kits in ons lewe. Skits, koffiekits, dit alles is kits. Weet jy wat, maar God is nie gekoppel aan tyd nie. Nie en ek is gekoppel aan tyd. En ons wil hê God moet werk binne die raamwerk van tyd, maar God is verhewe bo tyd. En dis in sy tyd, nie in my en u tyd nie, maar hoe lank, hoe vinnig raak ons ongeduldig? Ons is amper soos daai persoon sê, Here, ek soek geduld en ek soek dit nou. Is dit nie so nie? Ons is almal daar. Soek, en partykeer as jy ons nie die deurbraak nie, maar wat is Noag opgegee het? Moses spandeer 40 jaar in die woestyn. Hy slaan die Egiptenaar dood. Hy gaan 40 jaar in die woestyn in. En na 40 jaar roep God hom om Israel uit te lei vir 'n 40 jaar. Maar in 40 jaar moes hy in die woestyn voorberei word vir die 40 jaar wat Israel deur dieselfde woestyn moes vat. 40 jaar is nogal lank. Josef gaan deur die tronk. En ons het 'n bietjie daaroor so 2 weke terug gepraat. Hy is 17 jaar oud toe hy die droom kry van almal gaan voor hom buig in die belofte en alles. Hoe oud was hy toe hy in die paleis kom? 30. En in daai tydperk van daai 13 jaar moes hy 'n paar dinge deurgaan. Hy word verkoop deur sy broers, hy word verloor deur hulle. Hy eindig in die tronk op. Hy was aan 'n paar plekke waar hy nie noodwendig wou gewees het nie, maar hy het nooit opgegee nie. En hy was getrou gewees in die tydperk waar hy God nie noodwendig sien beweeg het volgens hom nie, maar hy het getrou gebly en het homself voorberei. Hy was die hoof van Potifar se huis, hy was die hoof van die tronk gewees. Hy moes 2 keer op plekke wees waar God hom verhoog het, sodat hy in besit kon neem waar die magtigste persoon kon wees in die wêreld, net onder die koning Farao. As hy nooit die hoof was in Potifar se huis nie en nooit die hoof was van die tronk nie, hoe sou hy admin skills geleer het om daar te kom? Sien, daar's stappe, daar's progressie om uit te kom by dit wat God wil. Niemand deur die Bybel het net eendag in 'n wonderwerk ingestap nie. Daar was voorbereiding gewees. Daar was 'n pad gewees wat elkeen van hulle moes geloop het om te doen dit wat God wou gehad het hulle moes doen. In my lewe is dit dieselfde en in u lewe is dit presies dieselfde. Dawid moes eers gevorm word voordat hy koning word. We want the gain without the pain. Hoor mooi wat ek sê, we want the gain without the pain. Hier sit 'n paar punte wat ek vanoggend met u wil deel. Geloof is die begin van elke wonderwerk. Hoor mooi wat ek vanoggend sê, geloof is die begin. Ons ek dink is weet ook te naby aan mekaar en maak dit weer so. Okay, ekskuus julle. Geloof is die begin van elke wonderwerk. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wonderwerke begin nie by omstandighede nie, dit begin by geloof. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie, volgens Hebreërs 11 vers 1. Glo God se woord meer as jou gevoelens. Paulus skryf en hy sê ons wandel deur die geloof, ons wandel nie deur aanskouing nie. En partykeer is ons emosies en omstandighede is partykeer in beheer van ons lewe en dan fokus op meer as dit en dan fokus ons op ons gevoelens, terwyl geloof het niks het nie baie te maak met die gevoelens nie, maar dit te maak met God en God se grootheid. So kom Paulus sê, we walk by faith and not by sight. Ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. Moenie net kyk na wat jy sien. Hou aan glo, al lyk niks anders nie. 'n Boer plant voordat hy die reën sien. Is dit nie so nie? Hy plant, al sien hy nog nie die reën nie, want hy weet, hy verwag 'n oes. Dis geloof. Tweede punt
Wat baie belangrik is in my en u lewe, as ons wil in voorberei en in besit neem met wat God is, wat God vir ons het, is 'n lewe van gehoorsaamheid. En dis 'n einde ene vir ons, baie van ons. En ek wil vir jou lees wat sê Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Deuteronomium 28 vers 1 en 2 sê die volgende: As jy dan goed luister, nie net luister nie, goed luister. Ek wonder baie keer, waar is die kinders vandag, né? Hoe luister ons baie keer na ons ouers, né? As jy goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Gehoorsaamheid in God se koninkryk is ontsettend belangrik. En kom ons dink mooi, hoekom sit jy en ek vandag in 'n gebroke wêreld? God het vir Adam en Eva gesê, gee julle alles, maar moenie van daai een boom gaan eet nie. En wat het hulle gedoen? Hulle het gaan eet wat hulle nie moes van eet nie, en u en ek sit vandag, want hulle was ongehoorsaam aan dit wat God vir hulle gesê het. Die Here sê vir Moses, praat met die rots, net voor die belofte, en wat doen hy? Hy slaan die rots, en die Here sê, omdat jy ongehoorsaam was, sou jy die beloofde land nie sien. Gehoorsaamheid vir God is uiters belangrik. En ek wil vir jou 'n voorbeeld gee, wat my nogal getref het, in 2 Konings hoofstuk 5. Dit gaan oor Naaman. Nou Naaman was 'n leerowerste van die koning van Aram gewees. En ek wil net so vinnig deur hierdie verhaal vat en net vir iets uitwys hier wat baie belangrik is ten opsigte van gehoorsaamheid en om te doen wat God wil hê jy moet doen as jy die wonderwerke van God in jou lewe wil sien. 2 Konings hoofstuk 5 vers 1. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien. Met ander woorde, hy was 'n belangrike persoon gewees. Was nie sommer net enigiemand nie, hy was belangrik. Hy was hoog van aansien. Want die Here het want deur hom het die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee en die man was 'n dapper held. So hy was 'n dapper held, hy was groot van aansien, hy was iemand wat belangrik was. Maar, en na die maar in die Bybel kom altyd die waarheid. Hy was melaats. Hy was melaats gewees. En 'n jong dogter vertel vir hom, daar's 'n profeet in Israel waarby jy moet uitkom, wat vir jou 'n woord sal gee dat jy gesond kan word. En hy stuur dat Elisa, wat die profeet is, gehaal moet word. En ek wil die verhaal optel in vers 8. Of vers 9. So het Naaman dan gekom met sy perde en sy waans en voor die deur van Elisa stilgegaan. So hy het gehoor, daar's 'n profeet, daar's iemand wat die antwoord het vir jou genesing. En Naaman het gekom met sy perde en sy waans en voor die deur van Elisa stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom en sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. So Elisa stuur 'n boodskapper en sê vir hom, hier is die opdrag van die Here, gaan was jou 7 keer in die Jordaanrivier en jy sal van jou melaatsheid genees word. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hoor nou die eie ekkie, ek het gedink, hy sal sekerlik na my toe uitkom en staan en die naam van die Here aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en my melaatsheid wegneem. So hy het 'n verwagting gehad, omdat hy belangrik was, omdat hy die persoon was na wie almal opgekyk het, Elisa sal sommer self kom. Dis hy nou kwaad omdat Elisa net iemand na hom toe stuur. Want hy het verwag Elisa gaan net so maak. Jy weet, 'n towerstafie net vat en sê jou melaatsheid is genees en dit was sy verwagting gewees. Maar hy was self voldaan gewees in hierdie opsig dat hy het verwag Elisa moet kom. Dis stuur Elisa die boodskap. Dis hy baie kwaad. En ek dink partykeer voordat u en ek baie keer deurbraak lewe kry, moet die Here partykeer eers ons hoogmoed. Needs to break down our pride. Die eie ek. Ons lewe vandag in 'n wêreld waar ons almal dink ek is my eie God, ek kan alles op my eie doen, ons het God nie nodig nie.
En hierdie man was presies op daai plek gewees, want hy het 'n verwagting dat ek is belangrik. Hoekom kom die profeet nie? Sommer net 'n boodskapper wat kom. Sometimes God needs to take down our pride. Die eie ek, selfvoldaanheid. Maar almal het baie kwaad geword en gedink, hy sal sekerlik my moes staan en weet en heen en weer beweeg om my melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar die riviere van Damaskus nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Hy het gesê daar's beter riviere as die Jordaan. Kom moet ek in Jordaan gaan? Hoekom sê die profeet dit? Daar's baie beter riviere. So hy het al hierdie dinge en redenasies en sy eie ek en sy pride wat in die pad staan. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou hy dit nie doen nie. Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het, was jou, jy sal rein word. Op die einde toe raak hy nou desperaat. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun en hy het rein geword. Eers moes hy deur al hierdie prosesse gaan en alles gaan net om te besef, weet jy wat, as God gesê doen dit, kom ons gehoorsaam God en God het vir my deurbraak gegee. Hoeveel keer is jy en ek nie baie keer wederstewig aan dit wat God vir ons wil sê om te doen nie. Ons dink ons kan dit op ons manier doen. Die opdrag was nie, gaan was jou daar gaan doen dit gedoen. Opdrag was, gaan was jou in die Jordaan. Wat as hy dit net 6 keer gedoen het? Geen wonderwerk. Die opdrag was 7 keer. Gehoorsaamheid lyk soms eenvoudig. Maar dit maak die deur oop vir God se krag. Die vraag wat ek hier vanoggend wil vra is daar iets wat God al lank al vir jou sê om te doen? Miskien moet jy iemand vergewe vanoggend. Miskien moet jy gee, miskien moet jy dien, miskien moet jy bid, miskien moet jy in geloof uitstap. Ek weet nie vanoggend wat dit is waarin jy moet in gehoorsaamheid inbeweeg om te kry dit wat God wil hê. Jy moet 'n besit neem. Want vir elkeen wat vanoggend hier voor my sit, het God 'n plan, het God 'n droom. Dit is verskillend vir elkeen, maar daar is 'n plan en 'n droom. En ons mis dit baie keer en ons mis die destiny vir God vir ons lewe, omdat ons nie in gehoorsaamheid wandel. Totaal in afhanklikheid van hom. Die derde punt. Heiligheid berei die pad vir God voor. Baie mense wil dit nie hoor vanoggend nie, maar heiligheid is 'n baie belangrike aspek om in besit te neem, dit wat God wil hê. En in Joshua 3 wil ek vir jou lees wat sê Joshua 3 vers 5. Joshua 3 vers 5 sê die volgende. Verder het Joshua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. Nou moet jy verstaan dat toe Joshua hierdie woorde kry, hy was onder Moses gewees, onder Moses se leierskap gewees. Moses gaan dood. Hierdie magtige man van God wat met sy staf op die Rooi See slaan en die Rooi See kloof, wat die wonderwerk, wat die plaai die hemel uitgebid het, wat al hierdie goed gesien het. Hy sterf. En Here sê Joshua, nou moet jy hierdie volk vat. Wie van julle sou bang gewees het in daai situasie, want om Moses se skoene vol te staan, dink ek moes nogal iets gewees. Hy moes Moses se skoene vol staan en die volk vat tot in die beloofde land. En in hoofstuk 1 sê die Here vir hom 3 keer, wees sterk en vol moed, soos wat ek met Moses was, so sal ek met jou wees. En God bemoedig hom en God versterk hom, sê vir hom, ek is met jou. En toe hulle by die Jordaan kom, wat net ander kan Jordaan as die beloofde land, en hulle moes in besit neem, dit wat God vir hulle gee, sê die Here vir hulle, reinig julle en heilig julle, want môre gaan ek groot dinge doen. Die Here, en ek wil dit hier lees, God sê nie eers, môre kom die wonder nie, hy sê eers, heilig julle. Hy sê eers, heilig julle. God soek harte wat oop is. En as ek vandag Suid-Afrika wil vergelyk, ek wil vandag 'n vergelyking met Suid-Afrika tree. Ons almal quoteer so maklik 2 Kronieke 7 vers 14. Dan sê ons, en ek wil dit vir jou lees, want ek gaan dit dalk net verkeerd aanhaal. 2 Kronieke 7 vers 14. Kom ons praat 'n bietjie vir 'n oomblik oor ons land. En as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hoor mooi, God se naam, hulle verootmoedig en bid
en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. Die land genees is die kondisie, is die seën, is dit nie so nie? God sê hy sal sy land genees. Maar wat is die voorwaarde en die voorbereiding om te kom op die plek dat die genesing moet plaasvind? Hier sê 'n hele paar goed wat in opsigte van voorbereiding moet gebeur. Verootmoedig, met ander woorde, knie buig voor God, in totale verontmoediging. Bid, aangesig soek, bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek die land genees. Dis die proses, dis die beginsel, dis wat God sê. Ons wil 'n land hê wat genees moet word, maar ons is nie bereid om op 'n plek te kom dat ons werklik waar ons knie buig, verontmoedig, God se aangesig soek en sê, ek bekeer my van verkeerde weë. En ek wil vanoggend vir u sê, daar's 'n verskil tussen sonde bely en berou oor sonde. Ons het altyd 'n kinderkoor liedjie gesê, bely en laat staan. Ek kan bely, maar berou is een ding. Ek sê ek's klaar, ek draai my rug en ek gaan aan in 'n ander rigting. Baie mense ken sondebelydenis, maar bitter min mense weet wat dit is om te berou te hê en te sê ek stop, ek is klaar. Ek gaan nie vorentoe nie. Ek is klaar met dit wat. Ek is klaar met die verlede, klaar met dit wat my weerhou van God, klaar met dit wat skeiding maak tussen my en God. Bely is een ding, maar berou is heeltemal iets anders. Ek kan sê ek is jammer, maar wys jou aksies dat jy jammer is. En in verhouding met God is dit baie belangrik dat ons moet vandag verstaan. God is genadig. God is genadig. Dit is so. Maar sonde is nog steeds 'n skeidsmuur tussen ons en God. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Sy belofte, God sê sy hand is nie te kort nie, sy oor is nie te swaar nie. Hy hoor. Maar, weer eens die maar. Na die maar kom die waarheid. Julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God. En julle sonde het sy aangesig voor julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So met ander woorde, as jy op 'n plek wil kom van deurbraak, né, moet ons op 'n plek kom dat ons seker maak dat daar niks is wat verhinder tussen my en God nie. Die bloed van die Here Jesus het klaar die prys betaal, maar dan moet 'n dag kom dat ek sê, Here, ek is klaar. Ek bely, ek is jammer. En ek laat staan en ek groei in daai proses van heiligmaking. Met julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met ongeregtigheid, julle lippe spreek leuen en julle tonge fluister onreg. God soek harte wat oop is. Bely sonde, vergewe mense, leef opreg en leef, laat die Heilige Gees jou lewe verander. Dis praktiese goed ten opsigte van heiligmaking. Bely sonde, vergewe mense, leef opreg en laat die Gees jou lewe verander. Dis die punte volgende. Volhard in gebed. Lukas 18 vers 1 sê. En Jesus het aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Hoe maklik raak ons baie keer moedeloos? Kom ons is eerlik. Die Bybel is vol. Kolossense praat van volhard in die gebed. Romeine praat van volhard in die gebed. Volhard, volhard, volhard. Volhard beteken ek hou aan en ek hou aan en ek hou aan. Geen nie op nie. Die Bybel sê ons moet God herinner aan sy beloftes. Dit beteken nie dat God vergeet het wat hy gesê het nie, maar die Bybel sê herinner God aan sy beloftes. Aan die ander woorde, hou aan dit spreek oor jou lewe. Hou aan dit profeteer oor jou lewe. Hou aan die woord verklaar oor jou lewe. Hou aan om te bid. Hou aan om God te vertrou. Volhard. En ek wil dit met die Comrades vergelyk wat ek gehardloop met myself. Ek wil vir sê as jy by 75 km kom en jy het 14 kilos oor om te hardloop, is volhard nie meer so maklik nie. Want jy's moeg, jy's klaar, jy wil nie aangaan nie. Ek en my vriend druk so op mekaar op 75 km en ons is moeg, ons is klaar. My bene pyn, ek kan nie meer aangaan nie. En die busie ry verby ons op daai stadium. Dis die busie wat almal optel as jy nou moeg raak en jy wil nie meer aangaan nie. Ek wil vir jou sê om op daai busie te klim was baie tempting geweest. En die ou vra my op, ek sê nee. Ek het nie so ver gehardloop om nou op te gee nie. Al rol ek dit, al kruip ek dit, maar klaar maak, gaan ek klaar maak, ek wil by die einde uitkom. Ek sal nie die prys gekry het daai gekry het as ek daar opgegee het nie. Jy moet volhard om die prys te kry. Wat ek sê, volhard. En partykeer dan raak ons moedeloos. En weet jy wat maak van die Comrades? Die feit op 75 km voel almal soos jy voel. Ek beloof jou. In my kop het ek almal wat hier is, voel soos ek vandag voel.
Maar weet jy wat maak dit? Daar's mense wat mekaar ophelp, mekaar dra, mekaar om die arm vat en sê kom ons trakteer, kom ons gaan aan. Nie een van ons is hier gemaak om die Christelike wedloop alleen te hardloop nie. Ons kan nie. Jesus het altyd sy disippels 2-2 uitgestuur. Ons het mekaar nodig, ons het mekaar se hande nodig, ons het ondersteuning nodig om by die wedloop uit te kom en ons moet mekaar help. Die Bybel sê dra mekaar se las. Hy sê nie praat daaroor, want dan raak dit skinder. Ek nie bereid is om 'n ander ou se las te dra nie. Die skrif sê nie praat daaroor nie, hy sê dra. Is ek bereid om iemand anders se las te dra, om te vat en om te help en om deur te bid om by God uit te kom? Dis volharding. En 'n praktiese voorbeeld van volharding wat ek gesien het, is opgeteken in Lukas 5. Hierdie was my so awesome verhaal toe ek dit lees. En op een van die dae was hy, Jesus, besig om te leer. En die Fariseërs en wetgeleerders wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem, het daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. Dis amazing, daar was krag van die Here om hulle te genees. En daar het manne 'n mens wat verlam was. Daar het manne 'n mens wat verlam was, op 'n bed gebring. En hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. So Jesus is in die tempel, daar's baie mense. Hier bring 'n paar broers iemand wat verlam is, want hulle moet hierdie verlamde man by Jesus uit. Maar hulle kon nie inkom nie, want daar's te veel mense. Hulle kon nie inkom nie. Kon nie by Jesus uitkom nie. Een ek sou ook omgedraai. Een ek sou gesê dis onmoontlik. Een ek sou gesê maar weet wat gebeur. En toe hulle vanweer die skare geen kans sien om hom in te bring nie. Mag ons sulke vriende hê soos hierdie. Klim hulle op die dak. En laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense voor Jesus. Is amazing. Hulle besluit nee, ons moet hierdie man by Jesus uitkry. Hy moet genees word. Hulle stop nie daar nie, hulle sê nie dis onmoontlik nie. Hulle gaan maak 'n gat in die dak en laat daai man met sy verlamde bed voor tot by Jesus kom. Daai man sou nooit by Jesus uitgekom het was dit nie vir hulle geloof om hom te help om by Jesus uit te kom. Verstaan nie, ons het mekaar nodig, maar hulle het volhard. Hulle het nie opgegee en gesê die skare is hier nie. Hulle het 'n plan gemaak. En hulle was desperaat genoeg om by Jesus uit te kom. En ek dink baie keer in my en u lewe is ons werklik desperaat vir 'n deurbraak in ons lewe. Werklik. Want as ons desperaat genoeg is, sal ons bid, sal ons soek, sal ons volhard, sal ons aanhou. Hierdie mense was desperaat. Die verlamde man was vir hulle belangrik. En ek wil vandag sê, omring jou met mense soos daai broers. Ek soek sulke vriende, ek beloof jou, wat bereid is om saam met my die pad te stap, saam met my deur te druk, saam met my daar te kom. En my nie net gaan los. So as jy wil werklik waar geseënd wees, skryf jou sulke vriende wat saam met jou sal volhard in gebed. Baie mense stop by die 6ste gebed, of vir die 6ste keer wat hy moes inspring, in die rivier spring. Maar God antwoord dalk by die 7de een. Leer om God te vertrou, al sien jy nie die deurbraak nie. 2 Kronieke 20. En ons het laasweek net so vinnig daaraan geraak, maar ek wil dit net weer noem. 2 Kronieke 20. Koning Josafat word deur 3 leers omring. Hy's beangs, hy's benoud, hy weet nie wat om te doen nie. Maar hy gaan soek God se aangesig en hy roep 'n vasdag. En hulle vas en hulle bid en hulle soek God se aangesig vir 'n deurbraak. Weereens, hy is omring, hy het 'n situasie, hy weet nie wat om te doen nie, maar hy gaan berei homself voor. Hy gaan soek God se aangesig, hy vas en hy bid en hy maak seker dat hy by God hoor. Die Here sê vir hom, gaan sit die voorsangers voor. In 'n oorlogssituasie sê die Here vir hom, sit die voorsangers voor. Wie van julle, ek dink dis normaal om die sangers voor te sit as jy gaan oorlog voer. Dis mos nie normaal nie. Jy sit mos jou beste soldate voor op die galg. Die Here sê, sit die sangers voor. Hy doen dit. In gehoorsaamheid sit hy die sangers voor en hulle begin net sing die loof die Here want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En soos wat hulle begin God loof en God prys, begin die Here 'n hinderlaag sit en al daai leers begin mekaar uitwis en hulle trek nie eers 'n swaard nie en God verwoes die vyand. Maar hy was gehoorsaam, hy het homself voorberei, hy het sy plek ingeneem en het gedoen wat God hom gesê het om te doen. Maar hy het nog nie die deurbraak gesien nie, maar hy het gehoorsaam. Hy het sy plek ingeneem. Lofprysing verander jou fokus. Dit verander die atmosfeer, dit verander jou geloof. Soms kom ons wonderwerke nadat ons God aanbid.
Partykeer kom die wonderwerk nadat ons eers begin God aanbid. En partykeer moet ons dankie sê. Of sien ons nog nie die antwoord nie, hoor my. Sê dankie, of sien jy partykeer nog nie die antwoord nie. En ek wil dit vir jou in 2 verhale verduidelik. Ek dink, en ek het in die manne praat vanoggend daaroor. Daar's 5, Jesus preek vir die skare. Daar's 5000 mans. As jy die vrouens en die kinders saamtel, was omtrent 20000 mense gewees. En hulle almal is moeg, en die disippels sê, Here, maar kom ons stuur hulle weg. Hulle moet iets kry om te eet, en Jesus sê, maar wat het julle hier? En hier kom hulle met 'n mandjie aan. 5 brode en 2 visse, reg. Wie stem saam daai budget klop nie? Hoe voed ek 20000 mense? 5 brode. 2 visse. Maak nie sin nie. Wat was die eerste ding wat die Here Jesus gedoen het toe hy daai ontvang het? Hy het gedank. En toe hy gedank het, begin die wonderwerk plaasvind. En hulle deel uit, 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 en hulle kry eerste keer 7 mandjies vol, en die tweede keer 12 mandjies vol. Maar daar was 2 keer wat dit gebeur het. Eers het hy gedank, en weet jy wat doen een ek? Partykeer moet ons op 'n plek om te sê, Here, dankie vir wat ek het. Dankie Here vir die voorsiening vir die bietjie wat ek het. En soos wat ons God begin dank, kan hy dalk dit vermeerder wat ons het. Maar omdat ons nie vir God dankie sê vir dit wat ons nou het nie. Ons wil vermeerderings oor alles sê, maar wanneer laas het ons vir die Here gesê dankie vir dit wat ek het? Dankie Here vir die voorsiening in my lewe elke dag. En as ons hom begin dank vir wat ons het, en nie begin fokus op wat ons nie het nie, sal God die vermeerdering begin gee. Maar ons lewe baie keer en ons kla baie keer in ons eie lewe en ons kry nie die deurbraak nie. Miskien is dit tyd om net 'n bietjie God te begin dank vir dit wat ons het, sodat die vermeerdering kan plaasvind. In Lukas 11 is Here Jesus by die, of in Johannes 11, is Jesus by die Lazarus. En Lazarus is al 4 dae dood. En Jesus staan voor die graf. En wat doen hy? Hy sê, Here, ek dank U dat U my al reeds verhoor het. Hy het gedank. Dis wat hy gesê het, ek dank U dat U my al reeds verhoor het. En toe hy bid, kom Lazarus uit die graf uit. Hy het gedank. Ek sê, Here, ek dank U dat U my reeds verhoor het. Partykeer is dit op 'n plek. Dankie. Begin bietjie die Here prys. Begin dankie sê, Here. En soos wat jy begin dankie sê en God begin loof en God begin prys, begin die wonderwerk in jou lewe plaasvind. Wees gereed om jou seën te ontvang vanoggend. Vanoggend wil sê, wees gereed om die seën van die Here te ontvang. Jesus vra vir die blinde, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? God weet wat u en ek vanoggend nodig het. God ken elkeen se omstandighede vanoggend. God weet dit wat hy nodig het. Hy sê en hy sal dit in voorsien. Maar hy wil hê u en ek moet vanoggend gereed wees. U en ek moet in gereedheid staan. As jy vir 'n werk vanoggend bid, is praktiese goed. Berei jou CV voor. Die Bybel sê geloof sonder werke is dood. Ons het baie keer die geloof, maar ons moet baie keer aksie ook neem. Ons kan nie net terugsit en niks doen. Baie keer is geloof verg dit werke ook. As jy bid vir 'n bediening, begin groei. As jy vir 'n finansiële deurbraak bid, begin getrou raak en begin 'n rentmeester raak vir dit wat God jou gegee het. Begin 'n rentmeester raak vir dit wat God jou gegee het. God doen steeds wonderwerke. Maar hy kom vra eers mense wat die wonderwerk kan dra. En ek moet onsself vanoggend afvra. Glo ek werklik vanoggend dat alles is by God moontlik? Wie glo vanoggend? Ek glo God, by God is alle dinge vanoggend moontlik. Is u en ek gehoorsaam? Is u en ek gehoorsaam aan dit wat God vir ons sê om te doen? Leef ek heilig? Leef ek werklik heilig vanoggend? Bid ek volhardend? Loof ek God? En is ek gereed vanoggend vir wat ek vra? Dis 'n paar stappe vanoggend, maar of jy sê in my eie lewe het ek hierdie goed getoets, ek het dit geoefen, ek het dit gesien. Ek weet. Ek was baie getrou toe ek tot bekering gekom het, praat van baie jare terug, 30 jaar terug, 1995.
En die Here wat my het met my begin deel oor finansies en ek was so dat as ek R5 kry, het ek 50 sent vir die kerk gegee, getrou, baie jare. Tot op 'n stadium wat ek bietjie slim geraak het en ek my lewe in my eie hand gevat het en ek gedink het, weet jy wat, ek kan dit maak werk. En ek het nie meer so getrou gewees en ek het nie in die area van finansies 'n rentmeester gewees soos wat ek glo God wou gehad het ek moes wees. Tot so 2 jaar terug het die Here weer met my gedeel en sê my kind, ek wil hê met jou eie lewe weer gaan ondersoek en kyk, jy het beheer gevat van jou lewe. Ek wil jy moet terugkom en my begin vertrou. Weet jy wat, vandat ek weer die beginsels in my lewe begin toepas, het ek gesien dit wat God in my lewe gedoen het. Ek kan getuig vandag daarvan dat daar's beginsels in God se woord. Een ek kies om dit toe te pas en die seën te kry, een ek toets om dit dood eenvoudig net te verontagsaam en nie die seën van God op my lewe te kry. Ek doen nie, ek is met eerlik, ek wil nie begin finansies praat nie, maar ek gee nie 'n tiende omdat ek iets wil terugkry nie, want dan het ek dit nooit gegee nie. Ek gee 'n tiende omdat ek God wil gehoorsaam en omdat ek glo dis wat God van my verwag het. Dis 'n verskil. Baie mense sê ek wil die lotto as 'n voorbeeld gebruik. Ek speel lotto want ek gee dit vir liefdadigheid. Jy het dit nooit vir liefdadigheid want as ek iets weggee en ek verwag om iets terug te kry, is mos nie liefdadigheid nie. Liefdadigheid sê ek gee sonder om iets terug te kry. Verstaan jy die motivering? Wat is my motivering vanoggend? Die motivering is ek wil hê in elke area van my lewe moet ek op 'n plek kom dat God eerste staan. En as hy eerste staan in elke area van my lewe en ek het my hele lewenswyse onder sy beheer en sy heerskappy begin plaas, dan begin die koninkryk van God in my lewe funksioneer en aktief raak. En in watter area van my en u lewe het ons vanoggend nog areas wat ons vashou? En sê Here, vat nie maar net u vat nie. Want dis waar die deurbraak lê. Dis waar die deurbraak lê. Is tot watter mate is ek bereid om te sê Here, alles. Ons sing maklik, I surrender all. Maar is alles vir alles. En is ek bereid om alles op die altaar te sit? Ek wil vanoggend vir u vra. Moenie net bid vir jou deurbraak. Maar word die persoon wat gereed is vir jou deurbraak wat God jou wil gee. En nou vra dit vanoggend 'n bietjie opoffering, vra dit vanoggend 'n bietjie tyd, vra dit vanoggend 'n bietjie 'n dieper verhouding. Amper wil ek sê as om net die Bybel te lees as 'n storieboek. Maar vat dit as 'n woord van God, 'n instruksie om dit in jou lewe toe te pas sodat dit 'n verskil vanoggend in my en in u lewe gaan maak. En daar is sekere beginsels waarby ek nie vanoggend kom reg deur die Bybel het ek vanoggend vir u gewys. Daar's beginsels in God se woord wat ek moet toepas as ons wil kom op 'n plek dat ons die plek kan word waar God regeer. Want die Bybel sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir ons bygevoeg word. Wat is daai koninkryk? Dood eenvoudig as jy dit gaan opsom. Dis God se manier van dinge doen. Begin God se manier van dinge doen in jou lewe soek. En al hierdie dinge waarna ek soek, sal vir ons bygevoeg word. Dis eintlik wat die koninkryk sê, want die koninkryk is God se beginsels en hy's 'n koning wat wil beheer hê van my en u lewe vandag. En hy wil in beheer staan van my en u lewe vandag. En daar's 'n deurbraak vir elkeen. Ek weet nie vanoggend wie sit hier vanoggend wat dalk 'n deurbraak in jou lewe nodig het. Of dit nou siekte is, finansiëel, emosioneel, wat dit vanoggend is nie. Glo ek vanoggend God wil in jou lewe vanoggend 'n wonderwerk doen. En ek wil vra, kom ons sluit die oë en gaan ek vir ons bid volg. Ek wil jy sluit jou oë en maak dit vir 'n oomblik kontak met die Here. Maak dit vir oomblik vanoggend vir 'n oomblik jou hart oop vir dit wat God in jou hart en in jou lewe wil doen. Want die Heilige Gees is vanoggend hier om elke hart en elke lewe te versterk, te bemoedig. Die Heilige Gees is vanoggend hier. Thank you, Jesus.
As jy vanoggend hier sit, of as u vanoggend hier sit, en jy het vanoggend 'n deurbraak nodig in een of ander area van die lewe, maak nie saak wat die area mag wees nie. Maak nie saak wat die omstandighede mag wees nie. En jy het vanoggend nodig 'n ingryping van God in 'n situasie of in 'n area van jou lewe vanoggend. Ek weet ek myself het areas nodig waar God moet deurbreek, waar die Here moet voorsien. Ek dink elkeen vanoggend het 'n area hierso waar jy God vertrou en waar jy nodig het dat die Here moet ingryp. Dan wil ek vanoggend jy weet nie op jou voete staan dat ek net saam met jou gebed kan doen. Dat God in jou lewe vanoggend 'n wonderwerk kan doen. Nie is so enigiemand wat vanoggend wil sê ek het 'n wonderwerk van God nodig. Staan op jou voete, ek wil vanoggend vir julle bid. Is daar nog iemand wat wil staan? Is daar nog wat wil staan? Is Here. Wil ek kom ons steek ons hande na die Here toe op vir 'n paar oomblikke en in jou eie woorde begin God loof, begin God dank. Begin verklaar vanoggend dat God in jou lewe deurbreek. Begin vanoggend verklaar dat God in jou lewe voorsien. Dankie Here Jesus. Dat die teenwoordigheid vanoggend tasbaar is. Die teenwoordigheid vanoggend Here deurbreek. Die teenwoordigheid vanoggend in elke hart en in elke lewe Here neerreën. Here help ons om ons harte voor te berei vir dit wat U in ons harte en in ons lewens wil doen. Ek wil vanoggend bid Vader vir elkeen wat trane stort. Here, hier is vanoggend mense wat trane stort in hulle lewe. Hier is vanoggend mense Here wat 'n behoefte het. Vader, daar is vanoggend mense wat emosioneel moeg en uitgeput is. Ek ervaar in my hart vanoggend of iemand is jy is moeg, jy is emosioneel uitgeput, jy is gedreineer. Maar God sê ek is met jou, ek het jou by jou naam geroep en ek ken jou. En ek trek voor jou uit en ek sal jou paaie gelyk maak. Al wat ek vanoggend soek is dat jy voor my moet staan en my aangesig soek. En dankie Here dat U vanoggend Here deurbreek in elke hart en in elke lewe. Loof nie die Here daar waar jy is, sê net vir hom dankie vir die deurbraak wat hy vanoggend in jou lewe gaan bewerkstellig. Moenie vanoggend haastig wees, jy moet ook nie uitstap sonder dat God se hand op jou lewe rus en dat hy vanoggend in jou lewe 'n deurbraak bring nie, want God is in beheer vanoggend van jou lewe en van jou omstandighede. Ek ervaar in my hart dat dis mense vanoggend, jy bid vir verhoudings wat gerestoreer moet word. God sê, vir jou lyk dit onmoontlik, maar vir my is alle dinge moontlik, sê die Here. God sê so vanoggend verhoudings restoreer, verbe wat jy kan dink, verbe wat jy kan bid. En die Here sê, roep my aan en fokus net op my en prys my net. Al sien jy nie die antwoord nie, al sien jy nie die deurbraak nie, ek is steeds in beheer, sê die Here vanoggend, van jou omstandighede en van die verhoudings waarvoor jy bid. Here, is iemand wat vanoggend finansiële deurbraak nodig het, dan bid ek vanoggend Here dat U sal voorsien. U woord verklaar die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. En ek wil vanoggend bid dat U die vensters van die hemel sal oopmaak vir elkeen Here wat U vertrou vir iets nuuts, Vader, vir 'n deurbraak in hulle lewe. Bid ek vanoggend dat U die vensters van die hemel oopmaak en vir hulle sal voorsien, Vader. As jy vanoggend iemand is wat siek is in hulle liggaam, dan bid ek vanoggend, ek bestraf die duiwel om te steel, te slag en te verwoes. En ek bid vanoggend vir genesing. Here, dat U hand van genesing in elke hart en in elke lewe sal wees. Het sy dit fisies, geestelik of emosioneel sal wees, Here, maar ons eer U vanoggend dat U deurbraak in U hand op elke lewe vanoggend sal wees, Vader. Dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die krag, dankie vir die heerlikheid, Here. Dankie vir die deurbraak vanoggend en ons eer U. Ons loof U en ons prys U naam. En ons dankie Vader dat U ons vanoggend verdaag in U liefde en in U genade. Ek ervaar dat die Here sy hand op elke hart en op elke lewe reg nou lê, sy teenwoordigheid te tasbaar, sy Heilige Gees maak bemoeienis met elkeen reg nou. Dankie Here Jesus, dat geen een vanoggend hier sal uitstap nie, Here, maar dat ons Here geaktiveer in ons geloof sal wees. Dat ons geaktiveer in ons binneste sal wees met die wete dat U te doel en U te plan, Here. Miskien voel is iemand vanoggend jy voel, maar ek het die Here al soveel keer teleurgestel. Sal God my raak sien? Sal God dit vir my kan doen? Die Here sê al, ek was jou vanoggend witter as sneeu. Ek maak jou hele lewe nuut.
En ek vat jou in 'n nuwe dimensie van krag, 'n nuwe dimensie van heerlikheid. Want die vyand kom vir jou gesê jy's nie goed genoeg nie, jy's nie waardig nie, maar die Here sê vanoggend jy's goed genoeg. Jy hoef nie aan die buitekant te staan nie. Ek vat jou en ek hou jou vanoggend vas en ek omring jou met my genade en ek sê vir jou jy hoef nie aan die buitekant te staan nie. Jy's my kind en ek roep jou vanoggend soos die verlore seun weer terug om en ek sit 'n ring aan jou vinger en ek bekleed jou met 'n nuwe kleed en ek vat jou vanoggend in 'n dimensie van my krag en van my heerlikheid, sê die Here vanoggend. Jy hoef nie aan die buitekant te staan nie, want ek het jou trane in jou hart gehoor, sê die Here, en hy maak vanoggend vir jou deurbraak. Vader, vanoggend bid ek dat ons hier uitbeweeg, Here, dat ons u liefde net sal beleef en sal ervaar. Wees vir ons elkeen 'n God van naby, voorsien in al ons behoeftes, Vader, in die rykdom van u genade. Maar bring ons weer op 'n bestemde tyd hier byeen waar ons u naam kan kom loof, u naam kan kom prys, u naam kan kom verheerlik, net as gevolg van u goedheid in ons lewens. En ons loof u en ons prys u daarvoor. In Jesus se naam alleen. En die volk van die Here sê, amen en amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Halleluja. Prys die Here vir 'n paar oomblikke. Sê net kom dankie vir die wonderwerk wat hy in jou lewe doen.